Welkom. Vandag gaan ons 'n bietjie dieper delf in iets genaamd limfedeem. Ons gaan kyk wat dit is en baie belangrik, hoe 'n mens dit effektief kan bestuur. So kom ons begin met hierdie vraag. Wat gebeur nou eintlik as jou liggaam se ingeboude dreneringsstelsel, daai noodsaaklike stelsel, begin faal? Dis 'n goeie vraag om in gedagte te hou terwyl ons hier deurgaan. Goed, hier is so min of meer ons plan van aksie. Ons begin by die basiese vraag: wat is limfedeem? Dan kyk ons na die verskillende stadiums, ons delf in die beste behandelingsopsies en dan sluit ons af met hoe 'n mens eintlik elke dag met hierdie toestand kan saamleef. Reg, eerste dinge eerste, wat presies is limfedeem? Kom ons probeer om hierdie hele idee van 'n opstopping in die liggaam 'n bietjie beter te verstaan. OK, maar voor ons by limfedeem self uitkom, moet ons eers verstaan watter stelsel hier ter sprake is. Dink aan die limfatiese stelsel as jou liggaam se eie ingeboude dreinerings- en vullisverwyderingsdiens. Dis die loodgieterswerk wat alles aan die gang hou. So in sy eenvoudigste vorm is limfedeem eintlik maar 'n loodgietersprobleem. Dis 'n opstopping in die stelsel. En wat gebeur as 'n drein opstop? Die vloeistof kan nêrens heen gaan nie. Dit begin terugstoot en ophoop en dit is presies wat daardie swelling veroorsaak. Dis ook belangrik om te weet dat limfedeem in twee hoofkategorieë val. Jy kry primêre limfedeem, wat basies beteken jy is daarmee gebore of dit het ontwikkel weens 'n probleem met die stelselsontwikkeling. En dan kry jy sekondêre limfedeem, wat baie meer algemeen is. Dit word veroorsaak deur een of ander vorm van skade aan die stelsel. Dink aan chirurgie, veral na iets soos 'n mastektomie of bestraling. Goed, so hoe ontwikkel hierdie toestand? Limfedeem is nie iets wat net oornag gebeur nie. Dit vorder deur verskillende, duidelike stadiums. En ja, dit kan van iets wat redelik hanteerbaar is, na iets onomkeerbaar beweeg. In die heel begin, stadium 1, is die swelling nog regtig sag. Jy kan gewoonlik 'n duitjie daarin druk. Op hierdie punt is dit dikwels nog omkeerbaar. As jy die arm of been oplig, sal die swelling begin sak omdat die weefsel nog nie permanent verander het nie. Maar teen die tyd dat ons by stadium 2 kom, begin dinge verander. Die weefsel word harder en om net die ledemaat op te lig, gaan nie meer die ding doen nie. Hoekom? Want iets genaamd fibrose begin intree. Dis basies die verdikking en littekenvorming van die weefsel en dit maak daardie swelling baie meer permanent. En dan is daar stadium 3. Dis die mees gevorderde en, wel, die mees sigbare fase. Hier word die ledemaat regtig baie groot en die vel sal verander drasties. Dit word dik, hard en soms ontwikkel daar voue en groeisels. Dis hierdie toestand wat mense soms olifantejase noem. Nou hier is 'n baie interessante en eenvoudige ding wat dokters gebruik om te help met die diagnose. Dit word die stemmerteken genoem. Dis regtig eenvoudig, probeer 'n velvou aan die basis van jou tweede toon optel. As jy dit nie kan doen nie omdat die vel te dik en geswel is dit 'n baie sterk aanduiding van limfedeem. OK, so ons verstaan nou die probleem. Wat is die oplossing? Kom ons kyk na die mees effektiewe behandeling wat nie chirurgie behels nie. Die goue standaard vir behandeling word omvattende dekongestiewe terapie of ODT genoem. En is belangrik om te verstaan dat dit 'n twee-fase proses is. Fase 1 is intensief. Dis wanneer 'n terapeut werk om die swelling soveel as moontlik te verminder. Daarna kom fase 2, wat basies 'n lewenslange instandhoudingsplan is wat jy self volg om seker te maak die swelling bly weg. Hierdie hele ODT-benadering is gebou op 4 hoofpilare wat saamwerk. Eerstens is daar manuele limfatiese drainase, dis 'n spesiale tipe massering. Dan is daar kompressie, eers met verbande en later met spesiale klere, en in sommige gevalle word spesiale kompressietoestelle ook gebruik. Elkeen speel 'n superbelangrike rol. En as ons praat van kompressie, is dit glad nie 'n groote pas almal storie nie. Die regte drukvlak is absoluut kritiek. Soos jy kan sien, hang dit af van watter ledemaat dit is, hoe ernstig die toestand is en selfs die pasiënt se algemene gesondheid. Die druk kan wissel van 'n ligter 20 tot 'n baie fermer 50 mm kwik. Maar dis belangrik om te onthou, die behandeling eindig nie wanneer jy by die terapeut se deur uitstap nie. Jou daaglikse gewoontes en selfsorg is eintlik die sleutel tot langtermyn sukses. En dis waar hierdie daaglikse maatreëls inkom. Klein goedjies kan 'n reuse verskil maak. Om jou been of arm op te lig, los klere te dra, gesond te eet, dit alles help. Maar velsorg is veral krities. Hoekom? Want om jou vel skoon en gehidreerd te hou, help om infeksies te voorkom wat 'n baie algemene en gevaarlike komplikasie van limfedeem kan wees.
En hier sien ons 'n massiewe verskywing in hoe ons oor oefening dink. Vir jare is pasiënte gesê om versigtig te wees en oefening te vermy, maar nou wys navorsing presies die teenoorgestelde. 'n Versigtige, geleidelike program van weerstandsoefening onder toesig is nie net veilig nie, maar dit kan selfs help om die toestand te voorkom of te verbeter. Laastens, kom ons praat oor die realiteit. Wat beteken dit nou eintlik om elke dag met hierdie chroniese toestand saam te leef? En dis so belangrik om te onthou dat die impak van limfedeem veel dieper as net die fisiese is. Om met 'n sigbare kroniese toestand te leef, kan 'n enorme tol eis op jou liggaamsbeeld, hoe jy in sosiale situasies voel en jou algemene emosionele welstand. So, daardie daaglikse selfsorgroetine, dis nie net om gemakliker te voel nie. Dis om regtig ernstige gesondheidsprobleme te voorkom. Velinfeksies soos cellulitis kan vinnig baie ernstig raak. En dan, alhoewel dit skaars is daar 'n risiko van 'n tipe kanker as die toestand vir lank onbehandeld bly. Dis 'n baie goeie rede om die bestuur ernstig op te neem. So, die een ding wat ons moet wegneem is dit. Daar is tans geen geneesmiddel vir limfedeem nie. Maar, en dis 'n groot maar, dis 'n toestand wat hanteer kan word. Die hele doel is nie genesing nie, maar beheer, om die swelling te verminder en infeksies te keer, sodat mense hul lewens ten volle kan leef. En dit bring ons by hierdie laaste gedagte. Limfedeem is 'n reis, nie 'n eindpunt nie. Met die regte kennis, die regte gereedskap en konsekwente sorg verskuif die fokus weg van die siekte en terug na die lewe. Dit gaan alles oor bemagtiging.